Oorweeg die stroombaan hieronder. Die gloeilampe is nie noodwendig identies nie. Die lesing op A2 sal gelyk wees aan, die korrekte antwoord is D. So stroom vloei vanaf die positiewe terminaal deur die stroombaan tot by die negatiewe terminaal. So hier vloei die hoofstroom al die pad tot by hierdie punt. Nou van hier af verdeel die stroom. Een deel van die stroom vloei deur die gloeilamp en deur ammeter A2 en 'n ander deel van die stroom vloei deur die onderste gloeilamp en deur ammeter A3 en hier kom hulle weer bymekaar en dan vloei die totale stroom deur A1 en die stroom vloei terug tot by die battery. So, die stroom verdeel, dus daar's die blou tak en die groen tak. En hoe die stroom verdeel hang af van die weerstande. Nou in hierdie vraag word daar pertinent gesê dat die weerstande nie dieselfde is nie. As hulle dieselfde sou gewees het, dan sou jy gesê het die ammeterlesing op A2 is gelyk aan die ammeterlesing op A3. As die weerstand van gloeilamp 1 laer is as die weerstand van gloeilamp 2, dan sal die stroom hoër wees in die blou vertakking as in die groen vertakking. Maar wat belangrik is, A2 se lesing plus A3 se lesing gaan vir jou die totale stroom gee, met ander woorde A1 se lesing. So die lesing op ammeter A2 gaan gelyk wees aan die lesing op ammeter A1 minus die lesing op ammeter A3. En dit stem ooreen met opsie D, die lesing op A2 is gelyk aan die lesing op A1 minus die lesing op A3.